Goeiemôre, dis Woensdag 5 Junie. My naam is Estie Geldenhuys en ek is besig om te bedien oor die wonder daarvan dat elke mens wat ooit gebore is, uniek is in ons Hemelse Vader. En ons uniekheid lê in veral die wonder daarvan dat elkeen van ons vir 'n spesifieke doel, 'n geestelike doel, terwille van die uitbreiding van die koninkryk van ons Vader God gebore is. En ons Vader het so ver gegaan om ons baie spesifiek toe te rus om in ons doel te slaag. Ons is besig om te kyk na die gawes van die Gees. Daar's 9 van hulle. Ons lees daarvan in 1 Korinte 12 vers 8 tot 9. Ek het verlede week begin gesels oor 2 en dit was die woord van wysheid en die woord van kennis en vandag gaan ons daai eerste groepie van 3 gaan ons nou klaar maak en dit gaan waarlik oor die onderskeiding van geeste. Ek wil ook net weer herinner dat ons onthou in die Bybel word die Grieks wat gebruik word by gawes is die woord charisma en dit beteken grace. Met ander woorde, ons Hemelse Vader gee uit sy grace, uit sy genade, gee hy hierdie gawes. Vir wie gee hy dit? Weet jy, hy gee dit vir almal, maar dit begin eers werk as ons regtig daarin glo. En as ons hom vra om ons te begelei daarin. Hy gee dit verniet. Maar solank die mens nie glo daarin en hom nie steer daaraan nie, kan dit mos nie deur hom werk nie. En die laaste ding wat ek net gou weer wil herinner is, die wonder daarvan dat ons elkeen geskep is vir 'n baie spesifieke doel en dat die gawes waarmee Vader ons toerus is om ons te help om in ons skepingsdoel te kan slaag. Vader, dankie. Dankie dat U in soveel detail na elkeen van ons kyk. Ek bid in die naam van Yeshua dat U ons help om ook in dit wat ons vandag bekyk, oop en eerlik voor U te staan. Kom leer ons asseblief U waarheid. Help ons om U toe te laat, om deur U voorbereiding van ons, dat U deur ons, in die omgewing waar ons is, onsself en maar ook die mensdom kan bedien, deur die gawes wat U vir ons, waarmee U ons toerus. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Weet jy, die kwessie van die onderskeiding van geeste. Om hierdie verwysing te kan verstaan, moet ons in die eerste plek glo dat daar geeste is, wat nie deel van ons Hemelse Vader se koninkryk is nie. En dit bestaan. Kom ek lees gou vir jou uit Markus 1 vers 23 tot 26. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees, en hy het uitgeskreeu en gesê, hou op, wat het ons met U te doen, Jesus Nasareëner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is, die Heilige van God. Onthou, Satan herken Christus waar en wanneer hy hom ook al sien. Dis nou my tussenvoeging. Vers 25. En Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. Let op, weer my tussenvoegsel. Jesus spreek die gees aan wat deur die man praat, nie die man self nie. Daarom sê hy vir hom, gaan uit hom uit. Vers 26. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry, en met 'n groot stem geskreeu, en uit hom uitgegaan. Hy het gegaan, maar nie sonder om 'n drama daarvan te maak nie. Gaan lees gerus nog voorbeelde oor onreine geeste in die Bybel. Ek gaan nou vir jou 'n lysie gee, skryf hulle dalk neer, dat jy kan hulle self behoorlik gaan bekyk. Matteus 12 vers 43. Markus 3 vers 30. Markus 5 vers 2 en vers 8. Markus 7 vers 25.
Markus 9 vers 25. Markus was baie bewus van hierdie geite, want hy is een wat die meeste daarvan aangehaal het. Dan ook Lukas 8 vers 29, Lukas 9 vers 42 en Lukas 11 vers 24. Onreine geeste bestaan steeds. Dit verhinder mense om in die volheid van die oorwinning in Christus Jesus op te staan en te leef. Die werking van bose geeste is daarop gemik om in die eerste plek onmin te veroorsaak. Want Satan hou daarvan as daar geen vrede is nie. Hy hou nie van vrede nie. In die tweede plek, die waarheid, die geeste bestaan sodat die waarheid van Christus verdoesel kan word. Dis wat hulle wil doen. Ons moet nie die waarheid weet nie. Dis die tweede ding. Die derde punt. Hierdie geeste wil mense mislei en weghou uit die lig wat lewe in Christus Jesus ons bied. Die groot doel van die werking van bose geeste is nie net om jou te laat droog maak en opmors nie. Want weet, dis wat gebeur. As daai goed betrokke is, maak mense droog. En ons het nie vrede nie. Maar dis nie die grootste rede nie. Die eintlike ding is, dit hou die mens weg uit begrip van die volheid van wie Christus is en die heerlike werking van sy liefde en genade in ons lewe. Dit is wat die vyand nie wil dat ons sal beleef nie. Dit gebeur dat 'n mens baie keer in dieselfde soort situasie, of met mens liewer verwys na reaksie of patroon van gebeure beland. Negatief. Jy wil dit nie doen nie, maar dit gebeur. Ons beleef, ons kan dit nie keer nie. Ons word kwaad vir onsself, want ons wil dit nie doen nie, maar dit hou nie op nie. Enige iets wat ek en jy nie kan beheer nie, dui waarskynlik op iets soos 'n buite-element, wat op een of ander manier 'n houvas op ons gekry het. Hierdie houvas kan oorerflik wees. Waarom leer ons om te bid? Ja, en nou wil ek raak aan iets wat eintlik 'n ander boodskap is, maar gaan dink asseblief bietjie daaroor. Eksodus 20 vers 5, wat verwys na wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. Ons kan sit met oorgeerfde nonsens, omdat dit is soos ons grootgemaak is. Ons ouers het ons so geleer, want hulle ouers het hulle so geleer. Nou leer ons kinders ook dieselfde ding. En ons is nie altyd bereid om te ondersoek of dit regtig ooreenkom met die waarheid van die woord nie. As ons net in Suid-Afrika kyk na die hele kwessie van rassehaat en dinge, waar het dit eintlik ontstaan? Dit moes tog afgewentel gewees het van bo af. Is dit iets wat in 'n familie na ons letterlik gedownload word, waarmee ons vandag steeds sit? Nog 'n moontlikheid, ons is kwaad vir iemand wat ons seer gemaak het. Ons weier botweg om te vergewe, en stadig maar seker kruip die negatiewe in ons binneste in en bring sommer 'n klomp pelle saam. Wie, waar ons nie bereid is om werklik in waarheid vir ons Vader te staan nie, kan die vyand inkom en kom moles maak in ons binneste. Ons Vader se groot vyand Satan is desperaat in sy poging om die lewe te versuur van enige mens wat glo in die verlossing van Christus. Moet nou asseblief nie agter elke bos 'n duiwel loop soek nie. Maar wees daarvan bewus dat die verlossing van Christus behels dat ons ook verlos word van al die twak waarmee ons daagliks besig hou, ook besig gehou het in die tyd voordat ons tot inkeer gekom het. Wat is daar dalk in my en jou se BC lewe, before Christ lewe, waarvan ons steeds nie ontslae geraak het nie? Eerstens is dit nodig om eerlik te wees oor ons eie swak plekke.
Watter negatiewe reaksie word in my wakker gemaak binne watter situasies? Gaan dink 'n bietjie daaroor. Is dit dalk vir ons waar? Wees eerlik. Kyk, dan die spil in die oë. Ek beloof jou, dit sal saamgaan met een of ander negatiewe ingesteldheid in ons eie binneste. Net sy jaloesie, of weier om te vergewe, last, wat dalk gekom het deur iets soos 'n molestasie toe ek 'n kind was, en ek het nie daarvoor gevra nie, maar dit het met my gebeur, en die vyand het sy vatplek gekry. Hy het sy kloue in my ingeslaan. Of kom las dalk deur ons eie keuse, om met byvoorbeeld pornografie betrokke te raak. Was ek dalk ergens bewustelik oneerlik, miskien nog op skool of in 'n ander situasie, miskien by die werk, oneerlikheid, wat ek nog nooit erken of vergifnis voor gevra het nie. Mens wonder hoeveel kosbare verhoudings als skibreek gelei het as gevolg van 'n ongewenste gees, wat dalk juist daarop uit was om sekere verhoudings te kelder, in huwelike, in werksituasies. Soos ons verhouding met ons Vader groei, en ons nader en nader aan hom groei, sal goed wat nie hoort nie hulle self duidelik uitwys. Ons hoef nie elke dag te delf in onsself vir negatiewe nie. Nee, vra eenvoudig ons Vader, as daar iets is wat hanteer moet word, dat hy ons eerstens sal voorberei, dat hy dit dan ook duidelik sal wys, en ons in die regte posisie plaas met mense, wat hom en ons lief het, om dit saam met ons deur te bid. Bid vir die gees van onderskeiding. Nie om jag te maak op dinge wat eintlik net in ons verbeelding bestaan nie. Nee, want ons kan vir onsself goed uitdink ook, hoor. Maar bid vir die gees van onderskeiding, dat ons Vader God sy waarheid aan ons openbaar. As daar, wanneer daar iets is wat onwelkom is, dat ons dit in die gees sal herken, en dit dan in geloof sal kan aanspreek. Kan jy sien waarom presies die volgende gawe, waarna ons moet verwys, geloof is. Sonder geloof kan ons van hierdie dinge nie ontslaa raak nie. Ek wil vir jou vra, kom ons bid. Maar in die eerste plek wil ek sê, ons moet glo, dat ons Vader ons wil, dat hy wil en dat hy kan praat met ons, en dat ons sy stem kan hoor. Glo jy dit? Want dit is ons grootste hulp in hierdie hele situasie. Maar kom ons bid. Vader, dankie dat dit nie ons werk is om Satan en sy bedrywighede in ons uit te wys nie. Ons hoef nie onseker of agterdogtig te wees oor onsself of ons geliefdes of ons vriende nie. U alleen weet alles. Daarom vra ons vandag asseblief vir die gees van onderskeiding, u gees, u gawe van die gees van onderskeiding. Mag u gees in ons, u waarheid oor onsself en die om ons uitwys. Begelei ons asseblief op hierdie pad. Dankie dat elkeen wat u liefhet in volkome vryheid in u kan leef, omdat u gees van onderskeiding ons daarin lei. Dankie Vader, dat agterdog nie deel is van u liefde nie. Bewaar ons daarvan om agterdogtigheid in ons liefde en ons omgang met mense toe te laat, sodat dit kan besoedel. Rus ons toe, asseblief Vader, rus ons toe met u gees van waarheid, wat ons sal lei in die gees van onderskeiding. Ons vra dit in die naam van Yeshua. Amen.